Behalwe dit alles, neem die skuld van geloof. Nou hierdie, okay, hoor gou hierso, nê? Behalwe vir dit alles, neem die skuld van geloof op waarmee julle al die vuurige pile van die bose sal kan uitblus. Nou ek het vanoggend sit ek en ek sê Vader, ek weet hierdie is ek kan praat oor geloof hier en alles, maar ek sê ek wil weet wat blus water uit in die Heilige Gees is soos water. Wat blus vure uit? Water. Ek is een van daai ouens, ek soek 'n vers wat dit vir my sê. En ek vra die Here, ek sê Here, wat nou? Wat doen ek hierso? Want ek weet hierso sê U dat daar's vuurige pile wat afgeskiet word en my geloof gaan soos water wees wat dit gaan 'n skuld wees wat nie by my uitkom nie. En die Here vat my na hierdie vers, ek is so opgewonde en Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink sal nooit weer dors kry nie, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in ewige lewe. Nou hierdie is awesome. Okay, so ek gaan gou vir jou verduidelik nê. Jesus sê dat as jy na hom toe kom nê en jy besluit om hom te dien, gee hy vir jou water nê. Daai water is 'n fontein van lewende water wat in jou opspring. Daai water bly binne in jou vir ewig. So, wanneer jy daai water het binne in jou, gaan jy nie dors word vir die dinge van hierdie wêreld nie. Jy gaan mos hierdie water hê wat jou vul. Maar nou is die vyand besig om pile in jou af te skiet en voordat dit by jou uitkom, het die water dit klaar geblus, want die water wat die koning vir jou gegee het, is hier binne in jou. En ons van die goed wat jy nie eens van weet nie. As mense wat vloeke oor jou wil spreek, dan skiet hulle daai pile af, maar die water van die koning van konings en die Alfa en die Omega binne in jou, laat daai pyl nie eens naby jou kom nie. Dis soos 'n skild om jou. Toe ek hierdie lees, ek sê dis kwaai. Dis kwaai. Want die water binne in my, nê, is 'n fontein van lewende water wat opskiet tot in die ewige lewe. En dis 'n fantastiese wapen, want die wêreld kom en sê, vat 'n slukkie hiervan, sê nee, ek het genoeg water binne in my. Wat se water het jy binne in jou, Sonja? Water wat die Alfa en die Omega aan die begin en einde vir my gegee het. En daar's niks wat hierdie wêreld vir my kan bied. Daar's van julle, nee, kom ek vra julle gou 'n vraag, nê? Julle was nou skieurig, toe kom kyk julle wat gaan hier by die kerk aan, nê? Julle was net skieurig. En toe sê julle nee, ons gaan net kuier, net een Sondag deurry. Ja. Toe proe jy 'n bietjie van die water. Toe in die week, met alle respek, en ek sê hierdie met alle respek, gaan jy weer na die ander plek toe. En ek sê hierdie met respek teenoor die ander kerk. Jy kom agter, joh. Water proe nie selfe na die diens nie. Ja. Want in die week as ek nog dors vir goed. Ja, ek gooi so nou en dan water in my gesig en ek loop hier uit nat, maar jy weet, het jy al nat hier uitgeloop? Wie uitloop jou vrou vra, hoe was die diens? Ek gaan later hieroor praat. En voor jy jouself kry, dan kom jy agter, maar ek soek hierdie water. Hierdie water wat vir my gegee word. Ek wil julle gou waarsku in 'n huwelik, albei moet die water drink. Want as die een hierdie water drink nie, gaan die ander een bly dors bly vir ander goed. En dit gaan skeiding bring in jou huwelik. Dit gaan Lukas 12 bring waar die Here Jesus sê ek het gekom om verdeeldheid te bring op die aarde. Tussen pa en dogter, tussen ma en seun. Daai vers is vreemd, maar eintlik is dit omdat die een besluit om die Here te dien en nie die Here te dien nie. En ek wil vir elke persoon hierso sê, man of vrou, moenie verbaas wees dat jou vrou jou eendag gaan los omdat sy God kies bo jou nie. Ons mense wat vir my gaan kwaad word en sê pastoor Desi kan nie sulke goed sê nie. Daar gaan 'n tyd kom in jou huwelik en in jou lewe wat jou vrou vir jou gaan sê, maar jy gaan nou die Here saam my dien of ons kan nie meer hierdie doen nie. Want ek kan nie meer hierdie pad so stap nie. Ek kom van die kerk af en ek dien die Here en ek loop 'n pad met die Here, maar jy kies om nie die Here te dien nie. En baie keer wil jy na jou man kyk of na jou vrou kyk en sê, maar ons was in dieselfde diens, wat gaan aan met jou? So God wil vanoggend vir jou 'n wapen gee wat sê, drink julle albei van die water. Drink julle albei van die water.
En ek sal seker maak dat elke vuurige pyl wat op jou afgeskiet word. So daai vyand wat probeer om jou besigheid te steel, die Here sê, jy sal nie eens van dit weet nie. Daai pyl sal nie eers succeed nie, want my water is in jou, my kind. Hulle gaan niks teen jou kan doen nie. Daai nuus wat oor jou gespreek word, dat dit gaan nie die impak hê wat hulle sê dit gaan impak hê nie. Hoekom? Want my water is in jou. My water is in jou, my kind. Daai dinge wat oor jou kind gespreek het, jou kind gaan dit maak. Hoekom? Want jy het jou kind geleer van die water in hom. Ek wil hê dat jy moet vanoggend net besef, die wapen wat hierdie is, nê, is 'n fantastiese wapen. Dis wat jou geloof so sterk maak, want ek sê jou een ding, dink logies daaroor hoe ons geleer is in die sonnaskool. Jy kan nie hoe gaan jy agter 'n pyl keer? Dit sê soos 'n skild. So jy moet daai water hê om staande te bly teen die vyand. Julle stiller is gewoonlik, ek dink as ek maar die winter begin, ek weet nie wat dit is nie, maar want as jy van daai water drink, nê, dan dit verander jou lewe. Ek het nie meer dors na baie goed wat God my vrygemaak het van nie. Ek wil inteendeel vir jou sê, ek het dors na niks wat God my vrygemaak het van nie. Ek het geen behoefte aan dit nie, maar kan ek jou waarsku vanoggend, ons gaan nou nog by iets uitkom, en ek dink dis tyd dat ons daarby uitkom.